Ek groet elke gelowige vanoggend in Jesus Christus se kosbare naam en ons loof en eer die Here eerstens vir die voorreg om deel van hierdie splinternuwe dag te kan wees. Gister is verby, ons sal hom nooit ooit weer kan oorhê nie. Maar vandag is 'n nuwe dag, 'n dag wat deur die Here se hand gemaak is en ons bid die seën van die Here oor hierdie dag. En goed en sleg, hy bly in beheer van alles en ons bid dit dat sy perfekte wil in alles sal geskied. My liewe broer en suster, ek wil vandag met elke gelowige praat. Maak nie saak waar jy bly nie, maak nie saak of jy 'n man, vrou of 'n kind is nie, maak nie saak wat 'n taal jy praat nie, maak nie saak of jy fisies in die bediening staan of buite die bediening. Wat ek daardeur bedoel, dat baie van ons werk in die kerke, dominees, pastore, leraars, priester, profete, apostels, evangeliste. En dan is daar Christene wat buite die gemeente staan of buite die gemeente werk, wat jy natuurlik baie van hulle eie besighede het of wat hulle eie beroepe, hulle werk het. En op die einde van die dag, maak nie saak wat jy doen, of jy 'n skoolonderwyser is en of jy op 'n plaas werk en of jy advokaat is of 'n ingenieur. Elke van ons het 'n muntstuk in die hand gekry. Ek praat veral met Christene vandag. Christene, mense wat glo in Jesus Christus, wat hom aanbid en dien as verlosser en saligmaker van hulle harte, die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, die God van Abraham, Isak en Jakob. Dit is dat ons het op dieselfde vlak kom hierso. Ek praat met Christene, mense wat glo dat Jesus bestaan, dat hy uit die maagd Maria gebore is, wat 'n massiewe groot wonderwerk op sy eie is, en op die einde van die dag sy lewe aan die kruis vir ons afgelê het, en dan daai bonatuurlike wonderwerk wat God hom uit die dood uit opgewek het, opgevaar het na die hemel toe, en hy sit aan die regterhand van God. En dit is waarop ons geloof gevestig is, en almal van ons glo dat Jesus natuurlik, hy is die hoëpriester van Melchisedek, hy is die, hoe kan ek sê, die bruid of die bruidegom wat sy bruid kom haal, en hy is die eerste wat uit die dood uit opgewek is, en hy sit aan die regterhand van God, en hy kom terug, en hy kom sy kinders haal, hy kom die bruid haal, verstaan jy, die erfgename, die nakomelinge van Jesus Christus, wat vashou aan die getuienis in die testament, wat deur hom in plek gebring is, en wat deur hom in bestaan gebring is, en dit is waarop ons lewe, dis waarop ons geloof gevestig is. Ja, ons is in hierdie wêreld, maar ons is in die wêreld, maar ons is nie deel van die wêreld nie, ons is kuiergaste, ons is net vreemdelinge in hierdie wêreld, en vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons natuurlik 'n wins, en ons oë is op die onsigbare gerig, nie die sigbare, want die sigbare is net tydelik, maar die onsigbare is vir ewig. En dis hoekom die Here, ons moet mooi luister wat die Here vandag deur sy gees uit my hart uit praat, wat hy sê, dat jy moet nie vir jou skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit dat vergaan en waar diewe inkom en steel nie. Nee, maak vir jou 'n skatkis daar bo in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie kan laat vergaan nie, en diewe nie inkom en dit steel nie. En ons moet dit op ons harte dra, want waar ons skatte is, dis waar ons harte ook sal wees. En ons moet baie, baie versigtig wees, dat ja, ons geniet die lewe wat die Here in ons hand gegee het. Ons moet altyd sorg dat Jesus Christus op die troonstoel van ons hart, dat hy op die troonstoele van ons harte sit. En ek wil regtig vir jou uitnooi vandag, kry vir jou 'n lekker koppie koffie, 'n koppie tee, en raak rustig, kalm en stil saam met my, en luister baie, baie mooi na dit wat die Here op my hart kom lê. Jy weet, my liewe broer en suster, daar kom baie kere gedagtes wat op my hart kom lê, en partykeer is dit die eie ek se gedagtes, of selfs Satan wat jou probeer mislei, en dis hoekom dit belangrik is, dat dit wat op jou hart gelê word, moet jy oor gaan bid, en vas, en seker maak, luister, hierdie boodskap het definitief van die Heilige Gees afgekom, jy moet dit kan toets, en staaf en bevestig. In my geval, ek en my vrou is wel twee identiteite in vlees, maar in gees is ons een, en dis waar die woord gestaaf en bevestig word, om 100% seker te maak, dit kom wel van die Heilige Gees af, en jy sal nie hierdie boodskap hoor, jy sal nog minder ontvang, as dit nie van die Here afgekom het nie, dat ek vir jou sê, ons wat hierdie tipe werk doen, ons gaan voor God staan, en as ons uit ons eie beurtheid gepraat het, of dwaalleer versprei verkondig, of
'n struikelblok in soveel mense se lewens hier buite gewees het, gaan ons pa staan en dit kan ons 'n plek in God se koninkryk kos. En dis hoekom Jakobus 3:1 hard en duidelik sê dat nie almal van ons moet leermeester wil wees, want ons gaan anders te beoordeel word. Jy weet, as ons so op sosiale netwerke sit en kyk wat rondom ons aangaan in YouTube en al daai tipe goed, is daar soveel mense wat in die naam van die Here praat en optree. Die een is deesdae slimmer as die ander ene. Maar as jy wil 'n leermeester word of wees en jy wil namens die Here praat en optree en jy wil mense met 'n stok slaan en jou wil en wee op mense afdwing, moet jy kan verantwoordelikheid vat. En dis belangrik, dis hoekom Jakobus 3:1 daar is om vir jou te sê, jy's welkom. Nie almal van ons moet leermeester wil wees nie, maar as jy dit wel wil wees, vat net verantwoordelikheid, want as een blinde ander blinde lui, val al twee in die gat in die soot. En dis hoekom, weet jy wat, ek wil regtig iets baie, hoe kan ek sê, sensitief vandag met elkeen bespreek. En ek wil hê jy moet regtig stil sit en jy moet die handbriek in jou lewe optrek en jy moet die selfone afsit, alles wat jou aandag kan aftrek en jy moet luister na hierdie kragtige boodskap wat ek nou na jou toe gaan bring. Baie belangrik om die basis te lê, wil ek vandag vir jou sê, onthou net, God het gesê, jy kan Jesus Christus, as jy jouself nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. So dit is baie belangrik dat jy besef en weet, jy moet jou eie ek kan aflê. Want hoe minder jy word in jouself, hoe meer kan God deur jou manifesteer. En dan die tweede lyn, hard en duidelik wat God in die Bybel trek, as enigiets vir jou in hierdie lewe, belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Dit kan enigiets wees wat jy op jou hart dra. Jy moet die lewe kan geniet, maar jy moet nooit iets veraf God of iets op die troonstoel van jou hart sit behalwe Jesus Christus. Jy moet altyd, jy weet die woord sê, soek allereerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. So baie belangrik, ek praat hier met Christene, met gelowiges, mense wat wil reg wees wanneer Jesus Christus kom. Warm Christene, warm tipe mense, nie lou mense, want lou mense gaan uitgespoeg word. Ek praat hier van warm gelowiges, mense wat opreg met mond en hart die Here bely en sy woord so ver as moontlik uitleef, getrou gehoorsaam wees aan die basis, die fondamente van die Christen geloof, die 10 gebooie. Natuurlik die wette en gebooie is daar vir ons te leer wat reg en verkeerd is, maar baie belangrik. Ek praat met mense wat wil hemel toe gaan. Ek praat met mense wat hulle hand opsteek en sê, ons is direkte verteenwoordigers van God se koninkryk. Ek praat met mense wat 'n begeerte het om Jesus Christus te behaag en op sy voetspore te stap, verstaan jy, en hoe kan ek sê, op die fondamente te bou wat hy vir ons nagelaat. Nou luister baie mooi, wat op my hart vandag gelê word. Ek gaan dit kort en kragtig probeer spreek, en mag die Here ook 'n wag vir my mond sit by tongknoop, dat ek vandag net sal spreek, wat van die Heilige Gees afkom. Nou die dag het ek die voorreg gehad om by 'n hospitaal te kan wees van 'n vroutjie wat in haar geseënde jare was. Sy was hier in die 80, ek dink 82 jaar oud, en sy het die tydelike met die ewigheid verruil. Ek het die voorreg gehad om langs haar bed te staan, vir haar te bid, vir haar vir jare te ondersteun, en nie net vir haar nie, maar ook vir haar man te bid op sy sterfbed. En julle weet wat, nee, hoe kan ek vir julle sê, dis iets wat 'n ou partykeer in die gesig staar, wat jy dood in die gesig staar, maar wat jou geloof, dan besef jy hoe groot en magtig God is, en hoe daai testament, en daai opoffering van Jesus aan die kruis, hoe daai grootheid en mag en glorie van Jesus Christus begin in werking tree, wat ons besef en weet, maar daai beloftes ook vir daai persoon, wat op hulle laaste oomblikke daar lê en afhanklik is van Christene wat bid en intree en hulle op die hande dra. En dis vir my altyd 'n voorreg. Elke liewe persoon wat God op my pad gebring, dit bly 'n absolute eer en voorreg. Ek wil amper sê om in die gap te staan vir daai mense en absoluut te bid met geloof en sien hoe die vrede van ons almagtige God, daai Shalom vrede oor daai persoon kom, en geestelik hoe die engele van die Here daai persoon toevou onder die beskerming van ons almagtige God. Wat 'n absolute eer voorreg. Maar ja, sy het toe nie lank na ek daar by haar was nie, het sy haar laaste asem uitgeblaas. Die woord sê dat die dooies begrawe, volg jy my, ons weet waar sy is, en dat sy die Here geken het, en dit gee vir mense soveel vrede en rustigheid in jou gees en jou hart.
Maar ek wil oor iets gesels wat vir my baie geraak het en wat ek kan nie stil bly daaroor, ek moet praat daaroor. En ek wil vandag vir jou sê, ek het ook die voorreg gehad om op die spesifieke stadium en tyd by daai vrou se begrafnis te kon wees. En ek wil vir julle sê, ek het dit nie regtig lekker ervaar en beleef nie. Ja, die begrafnis het goed afgegaan en was ook nou nie 'n handvol mense wat haar geken het en haar geondersteun en saam met haar pad en haar die laaste eer en erkenning kom gee het, wat haar natuurlik ook toegekom het. Wat vir my opvallend was, as 'n Christenkind van God, ek gaan nie praat waar dit is nie, wat 'n gebied dit is nie, wat 'n provinsie dit is nie, maar ek wil vandag vir jou sê, iets wat my aangeraak het, toe ek in daai kerk instap, ek gaan nie sê wat 'n dominasie dit is, ek gaan nie sê waar dit is nie. Jy weet, jy kry daai absolute gevoel van dood, wat oor die kerk hang, ek wil amper sê oor die kerk hang, en jy kan, terwyl ek daar sit in die plek bekyk, en die absolute, jy weet, jy kan sien armoede praat, dit is asof daar 'n tekort aan geld is, 'n tekort aan ondersteuning, en dit is asof die dood oor daai kerk hang, en dat jy regtig kan sien dat, jy weet wat nie, hier's 'n absolute tekort aan die Heilige Gees, dis asof die gebou uit mekaar uitval, en jy weet wat nie, dit is asof armoede op die voordeure van daai kerk geskrywe staan, en weet jy wat, dit is asof die Heilige Gees nie bestaan, dis asof hy nie daar is nie, met alle respek gesê, maar jy klim in die kar en jy beweeg daar uit, en nou is ons op pad begrafplaas toe, en terwyl jy in daai klein dorpie rondry, of waar dit ook al is, gebied, sien jy hoe godverlate daai gebied is. Dis net traliewerke en vervalle geboue en papiere wat rond lê, en dit is asof die dood, dis absoluut of die dood oor daai plek is, en daar's absoluut vrug en seën, geen vrug en seën daar nie, alles val uit mekaar uit, geboue word nie geverf nie, word nie in stand gehou nie, as iets gebreek het of afgeval het, of pale is gestamp, of drade, niks word gerestoreer, dit is absoluut of jy, met alle respek, dis asof jy in 'n doderyk inbeweeg, dis asof daar absoluut geen vrug en seën, geen lewe, geen vuur, geen passie, geen krag, geen lig in daai plek is nie. En so beweeg ons aan, en die een het groter mure en staaldrade en kameras en elektriese heininge, en die Vader in die hemel weet, dit lyk of ons in 'n tronk op Robben Eiland beweeg. Maar soos ons nou begin aanbeweeg, tot ons nou by die begrafplaas aankom. My liewe broer en suster, as jy in 'n begrafplaas inry, dan besef jy, jy's nou op 'n spesiale plek. 'n plek wat veronderstel is om waarde en eer, dit is waar mense heen gaan om eerbetoon te gee aan hulle, eer en erkenning aan hulle geliefdes wat daar ter aarde bestel is. Jy weet, mense wat begrawe word. En as jy in daai plek inry en jy voel, nou is die dood oor die dood, dan moet jy weet, hier's 'n groot gebrek en tekortkominge in ons land wat ons harte aanbetref. Wat ek vir sê, ons ry in daai begrafplaas in, die mure, die heininge is afgebreek, al daai geboue, weet waar jou hekke, daai geboue is so verwaarloos, en alles val uit mekaar uit, en oral lê daar papier en bottels, en die heininge is oopgebuig, en party van die staalwerke, die heininge is oopgebuig, en die gras staan omtrent 1,5 meter, 2 meter hoog tussen daai grafte. Dan besef jy, dis asof die dood oor die dood hang, en jy kan absoluut sien dat, luister hierso, nee, daar's geen vrug en seën, daar's geen respek, daar's geen liefde, daar's geen verteenwoordiger van God en sy koninkryk daar nie. En ek wil vandag vir julle sê, dit het my gevang. Ek sou absoluut hartseer gewees het, as ek regtig in my hart moes gevoel het, vandag moet ek my pa, of my ma, of my suster, of my oom, of my tannie, of my broer, of
'n kennis en 'n vriend, 'n vriendin daar moet gaan begrawe, want jy weet wat, daai mense wat daar veronderstel is om na daai plek te kyk, is net daar vir een ding, en dit is vir hulle salarisse. Hulle het geen belangstelling, geen liefde, geen respek, en dit is asof die dood oor die dood hang daar, en dit het 'n mens nogal 'n wrangsmaak in jou mond gegee, ek moet eerlikwaar sê, maar ja, ons staan voor 'n tydperk in ons lewens wat dit amper die norme geword het. Dis asof mense net elkeen lewe vir homself, een vir almal vir een, niemand het meer respek, almal is so liefdeloos en onverdraagsame, en ek wil dit vandag vir almal van julle sê, as ons gaan stem, moet ons reg kan stem. Ons moet absoluut die regte keuses gaan maak, want dit help nie 'n mens bly stem vir 'n goddelose, bose regering, mense wat geen liefde en respek het vir hulle medemense. Ek praat, dis nie die eerste keer wat ek dit daar in die Oos-Kaap het ons uitdag sien hoe bou hulle huise met plakkerskampe tussen begraafplase wat hulle absoluut geen respek het vir die dood nie, en vir die geliefdes, mense wat hulle geliefdes daar begrawe. Dit het my absoluut geskok en geraak. Maar dit is nie waaroor ek wil praat vandag nie. Op die einde van die dag gaan dit oor die harte van elkeen. Elkeen van ons het 'n keuse of ons regtig so wil lewe. Is dit die standaard van die mens wat ons wil wees? Is dit nie partykeer tyd dat 'n mens probeer hande vat en van ons eie kant af begin intree en daai plekke weer netjies en respek kry nie? Ek weet daar's baie plekke wat dit wel wil doen, en dan wil die regering dit nie toelaat nie, wie ook al in beheer van daai begrafplase, en dit los 'n wrangsmaak. En dis nie waaroor ek wil praat vandag nie. Ek wil met jou praat wat vandag na my luister. En ek wil hê jy moet baie mooi luister wat ek nou vandag vir jou sê. My boodskap wat ek nou vir jou gaan bring. Ek soek nie jou geld nie. Moenie as ek hierdie boodskap klaar gepraat het, vir almal gaan vertel, jy moet hoor wat het Koert Jordaan vandag gepraat. Hy vra vir geld, hy vra vir ondersteuning. Weet jy wat, hy het nou maar weer eens gehamer, soos al die kerke hier buite hamer, op geld en fondse vir die kerke of vir homself en vir sy bediening. Ek sê dit voor die Here God in die hemels my getuie. Ek soek nie jou geld nie. Ek het alles wat ek in my lewe wil hê. Ek het lig in my longe, ek het klere om aan te trek, ek het 'n dak oor my kop. Alles meer as dit is 'n bonus van God af. En ek wil hê julle moet vandag baie mooi verstaan. God sit my in 'n posisie om op die einde van die dag verniet te kan werk. Dis my keuse. Ons lees in 2 Korintiërs 12. Wat is dit? Vers 14 sê die woord wat Paulus ook gesê het. Hoor hierdie woord, 2 Korintiërs 12 vers 14. Dit is nou die 3de keer dat ek gereed is om na julle toe te kom. En ek sal nie vir julle 'n las wees nie. Jy sien, ek wil nie vir een van julle wat vandag na my luister 'n las wees nie. Luister baie mooi. Ek wil nie vir julle las wees nie. Ek soek nie julle geld nie, maar vir julle. Dit is immers nie die kinders wat vir die ouers sorg nie, maar die ouers vir die kinders. En baie belangrik, ek wil vandag vir jou sê, luister mooi wat die Here op my hart kom druk het. As jy jou hand opsteek en sê, jy's 'n Christen kind van God, en jy doen alles op jou vermoë, alles in jou vermoë op hierdie heilige staan wat ek met jou praat, om die hekke van die koninkryk van God in te gaan, het ons 'n verpligting teenoor God. Ons het 'n verpligting teenoor ons geloof. Ons het 'n verpligting teenoor Jesus Christus. Ons het 'n verpligting teenoor ons medebroers en susters. Luister baie mooi wat ek vandag vir julle wil sê. En dit begin by die ondersteuning van 'n kerk. My liewe broer en suster, ek is in 'n fisiese bediening. Verstaan my punt, ek is nie 'n kerkloper nie. Ek werk nie hier buitekant, wie wat op 'n Sondag gaan na kerk toe nie. Ek het my eie bediening, my eie lewe, my eie verantwoordelikheid teenoor God. Maar ek wil vandag vir jou sê, luister baie mooi. Hier's baie dominees, pastore, leraars, priesters en profete wat in 'n posisie staan om hierdie werk te doen vir die Here. En niks in die lewe is verniet. Ek sê vandag vir jou, dit kom met groot verantwoordelikheid, en baie van hulle wat daar staan, is wel geroep deur die Here. Luister baie mooi. Daar's ook baie van hulle wat in die kerke staan, wat nie geroep is deur God nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, God het niemand van ons as regters oor 'n ander ene aangestel nie. En die Here druk dit verskriklik sterk op my hart.
As jy nie fisies self in 'n bediening staan, wat jy apostel is, of 'n evangelis, of 'n profeet, soos om Angus Buggen, of pastoor Roy Strauss, of hoeveel ander profete en geestelike leiers hier buite is nie, wat hulle eie bedienings het, en wat die werk vir die Here doen nie. As jy nie fisies opgeroep vir 'n bediening is nie, vir die Here, wat jy fisies in 'n bediening staan nie, het God jou miskien met ander talente geseën. Verstaan jy, hy het ander muntstukke in jou hand gesit, soos byvoorbeeld om te werk vir 'n goeie salaris, of om 'n boer op 'n plaas te wees, jou eie grond te hê en te kan boer, of selfs groot maatskappye en besighede te kan hê, en op so 'n manier geld in te win, en op die einde van die dag jou uitgawes betaal, jou personeel, al jou uitgawes te betaal, en dan die skoon wins wat jy oor het, 10% van dit in God se werk in te druk. My liewe broer en suster, luister vandag baie mooi naby, wat ek vandag vir julle wil sê, elke van ons het daai verpligting teenoor ons geloof, teenoor ons God, teenoor Jesus. Dit is so sterk op my hart gelê. Baie belangrik, luister mooi wat ek vandag vir julle gaan sê. Maak tyd, luister, neem dit in, drink 'n sluk van daai koppie koffie, luister wat ek vandag vir julle wil sê. Die Here druk verskriklik sterk op my, om vandag vir elkeen van julle te sê, ons kerke maak foute. Daar's mense wat daar voor staan, wat nie daar woord teen. Daar's daar ook van die mense wat daar voor staan, wat wel geroep is deur die Here, maar hulle het ook gegly, hulle geval, en Satan het hulle ook tot 'n val gebring. En die Here het niemand van ons as regters oor 'n ander aangestel nie. Luister mooi wat ek vandag vir jou sê, wat die Here baie sterk op my hart druk, dat baie van ons Christene, gelowiges kry seer in ons kerke. Baie van ons stem nie saam wat in van ons kerke gebeur nie, soos wat hulle biertuine oopmaak en bier verkoop en drank verkoop by die kerke, of wat hulle al hierdie groot byeenkomste en konserte en smokie en al hierdie goeder binne die kerke hou. Ons het reg, ons het meer as genoeg rede om ongelukkig te wees. Maar weet jy wat die Here sê vandag vir jou, jy kan nie jou rug op 'n kerk draai, uitbeweeg en dan by die huis gaan sit nie. Jy moet inskakel. God keer jou nie om jou hande te sprei en te sê, weet jy wat, ek kom nie reg in hierdie kerkdominasie nie. Weet jy wat, ek kan nie verder in hierdie kerk, ek kan nie vashak daar, ek stem nie saam met hulle geloofsoortuigings nie. Daardie NG Kerk op die einde van die dag 'n blik wurms kom oopmaak oor gay huwelike, en dis nou al so ver gevat dat hulle sit met mense wat voor in die kerke staan, wat homoseksuele mense trou, en selfs ook homoseksuele, ons sit met 'n gemors in ons kerk, hulle het 'n absolute blik wurms oopgemaak. En ongelukkig is daar baie pastore of dominees wat onder die vaandel van die NG Kerk probeer 'n lewe maak, probeer God se woord versprei en verkondig. En weet jy wat? Op die einde van die dag is hulle onder daai wolk. En dis nie vir hulle maklik nie. Ek kan vir jou sê, baie van hulle stem nie saam met daai keuses nie, maar jy weet wat? Op die einde van die dag, baie van hulle doen dit vir 'n lewe. Dis hoe hulle brood en botter verdien, en daar's niks verkeerd om 'n inkomste te kry nie. God kyk na sy kinders, en ons sal tog lewe uit die bediening uit, maar volgens God se wil. As jy na die stem van die Heilige Gees luister, sal God altyd voorsien. Maar die omstandighede is lelik hier buite, dis nie maklik hier buite nie, dit is ook nie vir my om my mond uit te spoel, behalwe as God vir my opdrag gee om daaroor te praat nie. Maar as jy wel besluit, ek stap uit die NG Kerk uit, of ek stap uit hierdie kerk uit waar ek nou is, wil die Here, jy's meer as geregtig om jou vlerke te sprei en ander kerke te gaan opsoek. Daar's Lede in Christus Kerk, daar's Lewende Woord, daar's AGS, daar's soveel ander kerke waarin jy kan inskakel met jou kinders, met jou man, met jou vrou, en kan jy deel bou aan die koninkryk van God. My liewe broer en suster, jy kan nie uit 'n kerk uitstap en ek wil op sê kerk los gaan word, wat jy nie worry om by 'n kerk uit te kom nie, want jy's deel van 'n Christelike familie. Dan begin jou eie ek oorvat op die einde van die dag, en begin Satan sy voelers indruk in jou lewe, want jou vrou kom nie in die kerk, of jou man kom in die kerk, jou kinders kom later in die kerk nie, en dis die voorbeeld wat jy vir hulle stel, en dit is nie die voorbeeld wat God van ons verwag om te doen nie.
As ons in 'n kerk sit en jy is gelukkig wat jy ervare, beleef en sien daardie, is jy meer as geregtig om op te staan, uit die kerk uit te gaan en jou vlerke te sprei. Ons sit in 'n land waar daar baie geestelike kerke is en jy kry nie 'n ding soos 'n perfekte kerk. Ek wil julle vandag reguit sê, ek is 12 jaar in die bediening, hier's baie tekortkominge in die kerke. Hoor wat ek vandag vir julle sê, ek het met baie kerke te doen en ek was al in baie kerke betrokke in geestelike leiers. Ek sê vandag vir julle, daar's nie 'n perfekte kerk op die oomblik nie. Ons kerke maak baie foute. Satan het ons kerke kom infiltreer en hy maak baie skade. Hy bring baie toe 'n verdeeldheid en skering in ons kerke. Maar ek sê vandag vir jou, God verwag nie van jou om uit 'n kerk uit te beweeg en by jou huis te gaan sit en oud word nie. As jy in jouself gesterf het, jy het jouself verloon, onthou jy, het jy afgesterf in jouself, jy die Heilige Gees ontvang, jy deel van die een liggaam van Christus geword. En baie belangrik, as jy dit geestelik verstaan, sê die woord, die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook en die neus nie. En as een het lei ons almal saam. So jy kan nie soos 'n skaap van die kudde af wegdwaal aan die ander kant van die berg alleen wil gaan eet en vreet, want dan gaan die jakkals en die wolwe jou uit mekaar uitdruk. Jy speel 100% in Satan se kraal in. En dit is nie wat die Here van jou verwag nie. Baie van ons wat vandag na my luister, is kerklos. Ons is nie meer deel van kerke nie. Ons het uit die kerk uit beweeg, of ons stel net fisies nie belang om kerke toe te gaan nie. En ek sê vandag vir jou, dis die verkeerde attitude. As jy nie fisies vir die Here werk, in apostelskap of evangelis, of wat ook al opgeroep is, in 'n bediening staan en verantwoordelikheid vat, met ander kanale op sosiale media, soos om Angus Baggen, verstaan jy, so 'n voorbeeld, of pastoor Roy Strauss, verstaan my punt baie mooi, as jy nie fisies geroep is in 'n bediening is en jy staan, ek wil amper sê onafhanklik van 'n fisiese geestelike beroep vir die Here, dan bly dit jou verantwoordelikheid om in te skakel in 'n kerk. Jy sien my liewe broer en suster, en ek gaan nou by die punt kom, skus tog dat ek so 'n bietjie langer praat as wat ek moet. Maar die dag wanneer jy sterf, of die dag wanneer jou kinders sterf, of jou vrou sterf, of jou man sterf, dit is daar waar daai Christelike familie by mekaar kom. Dit is daai mense wat op die einde van die dag vir jou die eer en erkenning gee. Die dag wanneer jy, hoe kan ek sê, in jou kus lê, binne die kerk. Jy weet met hierdie vroukie wat ons begrawe het nou die dag, die pastoor wat haar begrawe het haar nog nooit eens gesien nie. Hy weet niks van haar af nie. Maar hy is daar om haar te ruste te lê, en op so 'n unieke manier kry hy ook maar sy geldjie vir die dag. Maar dit is verskriklik om te sien hoe onpersoonlik alles geraak het. Laat ons mense so ver van mekaar af weglewe, laat ons nie die kerke meer ken nie deel is van 'n kerk nie. En dit is wat die Here verskriklik sterk op my hart kom, want luister hierso, dit gaan nie net oor, nou is jy deel van 'n kerk en jy kan jou hand opsteek en sê, weet jy wat, ek is daar op 'n Sondag of op 'n Saterdag, wanneer jy kerk toe gaan nie. As ons lees in Handelinge 27, luister baie mooi, gaan kyk na Handelinge 27, dit is toe Paulus op pad was na Rome toe op die boot. Alright, baie belangrik, ons weet hulle het in storms ingaan en daai boot het skipbreek gelei en hoe hulle op 'n eiland opgeëindig het. Maar net sy teenwoordigheid op daai boot, net sy teenwoordigheid daar, het die beskerming van God saam oor daai boot gebring. En niemand wat op daai boot is, het met sy lewe verloor in daai storms nie. En ek wil vandag vir sê, so kan jy ook 'n ligdraer vir God se koninkryk wees. Ja, jy kry nie iets soos 'n perfekte kerk nie, maar net jou teenwoordigheid binne daai kerk wat jy instap en net daar sit, bring die lig in die vuur van God se koninkryk binne daai kerk, binne daai gemeente in. En weet jy wat? God het jou nie aangestel as regter nie, maar jy kan in jou gees en jou hart sê, God, hier is ek steek my hand op as dienskneg, as erfgenaam, as nakomeling van jou koninkryk. Ek is diensbaar en bruikbaar. Here, as U die woord op my hart lê, sal ek na die kerkraad toe gaan, ek sal na die dominee of pastoor toe gaan, en ek sal breek die woord wat U op my hart lê, as dit U wil is. Ek gaan nie my eie optree nie, ek gaan nie self probeer regter speel nie, ek gaan nie met klippe slaan of met stokke nie. Ek gaan diensbaar en bruikbaar, gaan ek die lig, die teenwoordigheid op die boot wees. En Here, ek vertrou dat U krag en U sterkte en U lig my sal,
Hoe kan ek sê, saam met my sal beweeg, en dat dit oor ons sal spoel binne daai kerk, en dat u teenwoordigheid sigbaar daar sal wees, en daar waar jy foute sien in 'n kerk, wat jy sien wat 'n fout hulle maak, dat jy sal bid vir hulle, in plaas van om te skinder en sleg te praat en te vervloek en te haat, maar dat ons sal bou, en jou gebede dra verskriklik baie krag, en dit is die een rede, jou teenwoordigheid daar, bring die vuur in die lig, bring lewe binne daai kerk in, baie belangrik. Jy moet een ding onthou, as ons kyk na 'n kerk, ja, jy kry jou vleeslike kerk soos die geboue wat ons hier buite sien. Maar die regte kerk, die kerk van Christus is 'n geestelike kerk, en dit waar die een liggaam van Christus inkom, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. En daai een liggaam van Christus is nie net tot Suid-Afrika beperk nie, dit is nie net tot die NG Kerk dominasie beperk nie, dit is nie net tot Lering Christus Kerk beperk nie. Daai een liggaam van Christus is oor hierdie hele land, hierdie hele wêreld, en daar's oral is daar medebroers en susters van ons in die Here Jesus Christus. So baie belangrik. Jou teenwoordigheid wat jy daar inbring, speel 'n kritieke rol in die kant van die Christen geloof. Jy gaan kerk nie om deur mense raak gesien te word nie. Jy's ook nie daar om die dominee te please nie. Jy's daar om 'n positiewe verskil te maak. Die dag wanneer jy kerk toe gaan, omdat dit gaan oor ander mense, of dit gaan oor jouself, of dit gaan oor die predikant, het jy dit klaar verloor. Dit gaan oor jou teenwoordigheid daar, omdat jy lief is vir God. Jy's daar vir 'n doel en 'n rede. En weet jy wat? As voorbeeld vir jou gemeenskap, wys jy vir jou kinders, jy wys vir jou vrou, jy wys vir jou man, dat jy's 'n diensknegt van God se koninkryk, en jy's daar om te ondersteun, jy's daar om op die hande te dra, jy's daar om 'n ligdraer van God se koninkryk te wees, en ook die teenwoordigheid, soos Paulus, op die boot, wat jy sê, Here, ek weet die lig van God, vir die krag van God, van u koninkryk, lewe uit my uit, en mag die glorie in u koninkryk, die grootheid van u majesteit en mag, uit my lewe uit manifesteer, mag daai teenwoordigheid saam met my beweeg, in die kerk in, mag hy die gees, die harte van mense aanraak. Hoor julle wat ek vandag vir sê? So ja, dit gaan nie net oor jy gaan kerk toe, dit gaan oor jou posisie in die een liggaam van Christus, dit gaan oor jou posisie in die Christen geloof. En dan baie belangrik, luister verskriklik mooi na my wat ek nou vir jou sê. Dit gaan oor jou finansiële bydra maand tot maand, en jou dankoffer wat jy inbring in die kerk. En luister hierso my liewe broer en suster, luister baie mooi. Hier is ouerhuise, hier is weeshuise, weeskinders, hier is weduwees, hier is kerk, hier is armes wat afhanklik is van dit wat jy inploeg in die kerk. En natuurlik, die geestelike leiers sal lewe daaruit. God het gesê, hy gaan nie die mond van 'n bees, hoe kan ek sê, kort en kragtig, God sal sorg vir sy kinders. Ek kom net nie lekker op my woorde nie. Maar ons sal lewe uit die bediening uit. In my geval is dit nie my keuse as ek nie vir salarisse werk nie, maar ook vir Paulus was dit ook met die skrif wat ek nou vir julle gegee het. Maar ons sal lewe uit die bediening uit, maar dit bly God se geld. Dit bly sy offerhandes, en dis hoekom ons so na die stem van die Heilige Gees moet luister, wat God sê vir ons, wat mag jy vat en wat mag nie, sodat God se tiendes op die einde van die dag die doel kan bereik waarvoor dit gegee is. So baie belangrik, daar waar jy deel word van 'n gemeente, waar jy inploeg, wat jy teenwoordig is, jou tiendes 'n maand wat jy van jou werk af kry, as jy R100,000 'n maand verdien, is 'n tiende daarvan 10,000, na al jou jou uitgawes, jy die keiser betaal wat hom toekom, alles jou belastings alles betaal, as jy skoon R100,000 'n maand uitkry, is R10,000 daarvoor van die Here. Luister mooi wat ek vandag vir jou sê, God wil nie hê van die wat nie het nie, maar 'n tiende is absoluut niks, en baie mense gee baie meer as 'n tiende. Maar ek wil vandag vir jou sê, daar waar jy daai R10,000 in die kerk inploeg, is dit 'n saak tussen jou en God. En dit help baie mense sê, man, ek gee nie my geld vir die kerk, julle mors dit op gemors. Ek sê vandag vir jou, hoe wil jy God met jou lewe vertrou, as jy hom nie eers met jou geld kan vertrou nie? En ek wil vandag vir jou sê, as jy daai tipe attitude het, wat ek vandag vir jou sê, jou geld is vervloek nog voordat dit jou sak verlaat het. Dat ek vir jou sê, daai tiendes wat daar inkom, onderhou die kerke, dit onderhou die geestelike leier wat hard werk om jou
familie te trou en te begrawe en om Bybels te versprei en te verkondig. Daar waar jy werk, by die kantore, by die werk, by jou besigheid op die plaas, is hierdie mense uit om weeshuise te gaan besoek en evangelisasiewerk te doen, hospitale toe te gaan, begrafnisse te hou. Niemand van ons werk verniet nie. En op die einde van die dag, as die kerk gesond is en hy kry goeie finansiële bydraes in, kan hulle die kerke ordentlik onderhou en sorg dat daar lewe is, dat daar vrug is, dat die krag en die teenwoordigheid van God in daai kerk, dat dit lekker is om daar binne te sit en te kan sien, weet jy wat, die gees van God is in hierdie kerk, in die gemeente. Dit is nie soos die dood wat oor die kerk hang nie. Dit is nie soos 'n wolk van duisternis wat oor die kerk, en alles val uit mekaar uit, die geete, die tuine, die hekke, die ligte, die drade. My liewe broer en suster, God druk het verskriklik sterk vandag op my, om vandag vir jou te sê wat aan die ander kant sit. God kyk wat in jou hart aangaan. En ek wil vandag vir jou sê, dis 'n saak tussen jou en God, jou tiendes wat jy moet betaal elke maand. Ek gaan nou skrifte wat die Here op my hart gelê word, dit met jou deel, wat die Here vir my gee met hierdie voorbereiding. Dis 'n saak tussen jou en God. God kyk wat in jou hart aangaan, daai dankoffers wat ingaan, natuurlik gaan die predikant, gaan die dominee, gaan die pastoor, hulle gaan verantwoordelikheid vat vir elke sent wat ingesaam, want dit is God se geld, dit is nie hulle geld nie, hulle moet gaan bid, want as die kern goed en reg is in die gemeente, die kern, die kerkraad, die senterpunt van die gemeente, sal daar vrug en seën wees, en die woord van God sal die praatwerk doen, daar sal krag wees, daar sal teenwoordigheid wees, dit sal vir kinders en vrouens en mans lekker wees, om deel te wees van die gemeente, en hulle sal God loof, eer en prys met danksegging, en die Here vir julle daardeur. Ek sê vandag vir julle, dit is verskriklik belangrik vir die Here vandag, dat ek vir julle sê, julle tiendes is belangrik vir die kerk, vir die gemeentes. My liewe broer, suster, as ons op kerke trap ons op ons geloof, en as ons op ons geloof trap ons op ons God. Jy kan nie deel wees, jouself 'n Christen noem aan die een kant, aan die ander kant het jy geen belangstelling in enige kerk, met enige vorm van tiendes en bydraes of offerandes wat jy gee. Daai mense is afhanklik, en laat ek vir jou een ding sê, daai dominee, daai pastoor, selfs elke gemeentelid wat daar sit op 'n Sondag is daar omdat hulle daar wil wees. Hulle kan, net soos baie ander mense hier buite, eerder die kerk los en vir 'n naweek weggaan en vakansie gaan hou. Hulle kan daar sit en inlê want dit is koud. Hulle kan daar lê by die huis, want wie wat, hulle voel nie lekker nie, want gister was daar rugby, ons is babbelas, ons is nie lus vir die kerk en vir daai gebabbel in ons ore, ons het hoofpyn. Maar wie wat, die mense wat daar sit daar binnekant is daar omdat hulle God lief het. Perfek is hulle nie, hulle is onperfekte mense wat 'n perfekte God aanbid en dien. Maar wie wat, een ding is ons almal in gemeen. Ons is almal afhanklik van God se teenwoordigheid. Ons is afhanklik van God se seën in ons lewe. Ons is afhanklik van sy krag en sy lig. En dat hy ons hande, ons voete, ons gedagtes en denke sal seën vir die dag van môre. En ek wil vandag vir julle, ek wil 'n beroep op elkeen van julle doen wat vandag na my luister. As jy vandag jou hand kon opsteek en sê, Koert, ek is nie in 'n kerk nie. Koert, ek is skuldig. As jy vandag jou hand kan opsteek en sê, Koert, ek is nie geroep vir 'n bediening nie. God het my geseën met 'n fantastiese werk of met 'n besigheid. Ek wil vandag vir jou sê, is dit tyd om vir jou kerk te gaan opsoek. Daar's baie kerke rondom jou. Gaan kry vir jou kerk wat jy lekker kan inpas, saam met jou man, jou vrou en jou kinders, en wat jy kan begin terugploeg vir dit wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het, wat jy begin belangstelling toon, wat jy God se koninkryk, God se medebroers en susters op die hande dra. Ek wil vandag vir jou sê, sien jy daai salaris wat jy verdien, daai besigheid wat jy het? Dit is nie jy wat so goed is nie. Dit is God wat jou in 'n posisie stel om dit wel te kan hê en te kan doen, en op die einde van die dag 'n tiende daarvan te vat en in te ploeg in die koninkryk van God. Ons kerk het dit nodig, my liewe broer en suster, ons geestelike leiers het dit nodig. Ek is self 'n geestelike leier, apostel, geroepe, bemagtig deur die allerheilige God, op die 11de van die 11de 2013. My roeping Jesaja 42, en God het dit nou die dag weer gestaaf en bevestig met Romeine 1 vers 2 tot 5. Ek sê vandag vir jou, luister mooi wat ek vandag vir jou sê, ek soek nie jou geld nie. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê, ek maak nie hierdie boodskap om geld uit jou uit te kry nie, of op jou gevoel te speel nie.
Ek wil vandag vir jou sê, as jy jou hand opsteek en sê, ek is op pad hemel toe, tree dan so op, en raak deel, raak betrokke. Baie mense wil net visies en brood hê, maar hulle wil nie visies en brood bring, om 'n verskil te maak in die gees en die harte van soveel mense wat afhanklik is van daai tipe bydraes nie. Ek wil jou regtig vandag uitnooi om jouself tekenbord toe te gaan, selfondersoek te doen. En as jy weggeleef het van die Here, as jy kerk los of kerkloos geraak het, wil ek vandag vir jou sê, bekeer daarvan, bely het voor die Here en gaan skakel in by 'n gemeente. Jy kry nie 'n perfekte kerk of gemeente nie, maar ek kan vir jou sê, daar's baie kerke wat jou met liefde gaan ontvang, en ten minste as jy in daai kerk instap, en jy doen dit nie vir mense of vir jouself of vir die predikant nie, jy's daar omdat jy daar wil wees, omdat jy vir God lief het, omdat jy wil deel wees van 'n span, van 'n eenheid, van 'n Christelike familie, van 'n liggaam waarvan Jesus Christus aan die hoof staan. Dis waar die gemeenskap van die heiliges by mekaar kom, is in kerke, is in selgroepe. Verstaan my punt, mense wat verlore is, wat Jesus wil gaan opsoek, satanisme, of mense wat in satanisme vasgevang is, of in watter sonde ook al hier buite, die kerk se deure moet altyd oop wees, om daai tipe mense te ontvang. Maar hulle sal moet bekeer, en hulle sal hulle sonde moet erken, bely, daarvan af distansieer, en dan hulle bekeer en bewys met dade wat hulle bekeer en pas. Jy kan nie in sondes volhard en sondes lewe, en 'n blinde oog hou vir mense wat in sondes bly volhard en lewe nie. Ons is onperfekte mense wat 'n perfekte God aanbid en dien, ja, maar nêrens in die Bybel gee God vir enige een van ons die reg om ons sondes te volhard en te bly lewe nie. Dit kan jou 'n plek in God se koninkryk kos. En dit is hoekom ek hierdie boodskap maak, wat ek kan sien toe ek in daai kerk sit. Dis absoluut, dit is asof die woorde armoede op die voordeure van daai gebou geskrywe staan, en oral waar jy kyk, daai hele gebied, daai dorp, of wat jy ook al, hoe jy dit ook al noem, dis asof die dood oor daai hele gebied hang, selfs oor die begrafplaas. My liewe broer en suster, ons sal met 'n krag ons harte ondersoek en terugbeweeg na die Here toe, en ons sal absoluut die aangesig van God moet gaan opsoek. Ek kan vandag vir jou sê, as geestelike leier, besef en weet ek hoe belangrik ondersteuning is. Ek bedoel nie eers Jesus Christus het alleen beweeg, hy het 12 disippels gehad, maar op pad kruis toe het almal hom verloon en verraai en weggehardloop in die tuin van Getsemane. Dit weet ons ook. Maar ondersteuning is belangrik om ons hande in die lug te hou en ons te dra, en gebede vir mekaar, daai ondersteuning, daai teenwoordigheid in die kerk, daai samesang in die kerk, wat ons God loof, eer en prys. En soos ek sê, nie almal van ons kan leermeester wil wees nie, maar ons almal het geestelike gawes gekry. En ons gebede dra baie krag, omdat ons kinders van die Here is. Hoor vandag my hart, ondersoek jou hart, en as jy nie fisies vir die Here self werk nie, is my uitnodiging vandag aan jou, gaan soek vir jou 'n kerk op. In die hemel is daar nie verskillende dominasies nie, jy het of die Heilige Gees of jy het dit nie, klaar, dis hoe dit lyk in gees, as jy deur God se oë kyk. Dit gaan oor wat in jou hart aangaan. Jy gaan by 'n klomp kerke instap, en jy gaan iewerste inpas, en jy kan vir die Here bid, Here, sit my op die regte tyd, op die regte plek neer, en maak my ontvanklik, oortuig my deur die krag van die Heilige Gees, dat ek sal inpas waar U my wil hê, en dat jy begin visies en brood na die tafel toe bring, dat jy begin daai gemeente oplig, en dat ons begin kyk na ons kerk, na ons geloof, na ons God, dat mense wat van buitekant afkom, mense wat nie Christene is nie die verval en die armoede en die dood oor ons kerke sien hang nie, maar dat ons regtig sal sien, maar weet jy wat, in hierdie donker tye van vandag, wat alles in die grond en bestuur en besteel word, kyk hoe staan die kerk, kyk hoe goed lyk dit, kyk hoe lyk die bestuur van die kerk, kyk hoe netjies, dit moet lekker wees, dit moet 'n voorreg wees, dit moet respekvol wees, om binne daai kerk, binne daai gebou in te stap. En ek wil vandag vir jou sê, die verantwoordelikheid lê op elkeen van ons. Niemand van ons is groter as die woord van God nie. En baie belangrik, God het niemand van ons as regters aangestel nie. Jy weet, die Here sê, as jy wil eerste staan in die koninkryk van God, moet jy bereid wees om ander te dien. Jy moet soos Jesus sagmoedig, nederig, soos Jesus bereid om voete te was. Verstaan my punt, jy moet die minste kan wees, jy moet van onder af op kan praat.
En jy weet of jy inpas, jy weet of jy inskakel, maar jy steek jou hand op en sê, Here, ek is reg om te praat. As U dit op my hart lê, lê dit op my hart. Ek sal 2 keer, 3 keer, 4 keer seker maak. En as die Here vir jou sê, gaan, sal die Here jou uitstuur na die kerkraad, of die Here sal jou uitstuur na daai geestelike leier toe, daai pastoor of dominee. En God sal sy gees, sy hart ontvanklik maak, en hom oortuig deur die krag van die Heilige Gees vir die saad wat jy in sy hart plant. Niemand van ons is groter as die woord van God nie. En ek wil vandag vir jou sê, op die einde van die dag, baie mense kan my ook vermaan en dinge na my kant toe bring. Ek vat dit, ek sê vir hulle baie dankie, gaan in my gebedskamer in, en die Here staaf en bevestig of dit van hom afkom, ja of nee. Maar dit is belangrik dat ons as kombinasie, as gelowiges, weer eens, hoe kan ek sê, die pap wat geval het op die grond weer sal optel, en dat ons sal moet begin kyk na ons gemeentes, na ons gemeenskappe, dat ons sal moet kyk na ons medebroers en susters, en dat ons daai ekstra na die tafel toe sal bring, en die positiewe verskil maak. My liewe broer en suster, dis die woord, wat die Here baie, baie sterk op my hart kom lê het. En dit wat uit my mond uit gekom het nou, gaan ek staaf en bevestig met 3 of 4 skrifte uit die woord van God uit. Ons weet Maleagi 3 vers 6 tot 12, sê die Here, praat die Here daarvan die tiendes, die offers, die saad wat ons in sy koninkryk inploeg. Maar wat die Here sê in Maleagi 3 vers 6 tot 12, dis die enigste plek in die hele Bybel wat jy vir God kan toets, of hy die venster van die hemel oor jou lewe sal oopmaak, en hy kan dit op verskeie maniere doen, gesondheid, finansies, in jou huwelik, jou besighede, jou werk, jou verhouding met God, jou kinders, daar verskillende maniere hoe God kan in jou lewe inploeg, maar ek moet vandag vir jou sê, dat dit is verskriklik belangrik dat ons deel sal bring en outomaties op die beloftes van die woord staan, wat God deur my mond vandag na jou toe bring. Jy het dit, as jy jou deel bring, dan staan jy op daai beloftes, en jy weet God is in beheer. Here, U wil nie my wil nie, U wil nie my wil nie, U wil en U wil alleen. Sit U my op die regte tyd, op die regte plek neer, want U tyd is altyd perfek, nooit te vroeg, nooit te laat nie, en U weet wat is die beste vir my huisgesin, vir die pad vorentoe. Luister nou nog 'n woord wat die Here vir my gee. 2 Korintiërs 9 vers 6 tot vers 8. Dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Dan gee die Here vir my ook, ek net gou die skrif hierso kry, baie belangrik, Galasiërs 6 vers 6, luister mooi, net daai een versie, iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Baie, baie belangrik. Alright, so waar jy kerk gaan, waar jy die woord ontvang, waar jy geestelik gebou word, en nie melk drink nie, maar vleis eet in jou geloof, daai persoon moet ook 'n lewe kan maak, en daai kerk, daai bediening, jy moet kan inploeg, jy moet kan deel, baie belangrik, van dit wat God outomaties ook vir jou gee, moet jy kan inploeg. My liewe broer en suster, terwyl ek daar is, wil ek vandag vir jou sê, gaan kyk bietjie in die Ou Testament. Jy sal lees daarso van die Lewiete wat God gebruik het om sy bedieningswerk in die tempel te doen. Daai mense het die grondgebied en al daai tipe dinge gehad. Weet jy wat, God het die ander stamme, die stam Juda en al daai plek het hy, al daai stamme het hy gebruik, hy het vir daai mense grondgebied gegee, en daai mense het hulle tiendes na die huis van die Here toe gebring, en God het natuurlik na die Lewiete gekyk, wat hulle te 3, ek wil amper sê 'n 3 been vurk, kan ek amper sê gehad, en hulle daai 3 been vurk het hulle in die pot ingedruk, en alles wat daai vurk uitgehaal het, was die Lewiete sinne. Wat God eintlik deur my vir jou wil sê, is God kyk na sy kinders ook, die van ons wat hierdie werk doen. En dit is belangrik dat jy sal verstaan, dat God sit jou by magte, dis nie jy wat so goed is God wat jou in daai posisie stel om 'n goeie werk te hê, of 'n goeie boer op 'n plaas te hê, of wat jy ook al doen hier buitekant, en om 'n goeie werk te hê, en jy vat van daai tiendes, en jy bring dit na die huis van die Here toe. Terwyl ek daar, wil ek sommer dadelik ook sê,
Luister mooi wat ek vandag vir julle sê, terwyl ek praat nou daaroor, wat ek nou dit in my hart ontvang. Jou eerste prioriteit, volgens die woord van God, jou eerste prioriteit met jou tiendes is jou ouers en jou skoonouers. Baie, baie belangrik. Jou eerste prioriteit is jou ouers of jou skoonouers. As jou ouers nie meer deel is van die lewe nie, of hulle is wel af, hulle het nie jou hulp nodig nie, natuurlik jou skoonouers, en as hulle nie jou hulp nodig het, of hulle klaar die tydelike met die ewigheid verhou, moet jy in jou gees en jou hart vir God vra, waar om daai tieners heen te bring, wat outomaties na jou kerk toe is, want outomaties uit die kerke uit, word ouetehuise voorsien, word weeshuise en weeskinder voorsien, word weduwees voorsien, word die kerk geonderhou en word die gemeente versterk met vergoeding ook om die werk te doen. Niemand van ons werk verniet nie en 'n beese mond word ook nie toegebind. Die God kyk na sy kinders. Maar ek wil vandag vir julle sê, dis verskriklik belangrik dat julle mooi luister wat ek vandag vir jou wil sê. God sit jou in 'n posisie, is nie jy wat so goed is nie, is God wat jou in daai posisie sit. En weet jy wat, al wat God van jou verwag is 'n tiende. As jy meer wil gee, dan doen jy dit, as jy in posisie is. Maar God wil ook hê van die wat nie het nie. Maar ek wil vandag vir sê, daar waar jy dit inploeg in die koninkryk van God, is dit 'n saak tussen jou en die Here. God kyk wat in jou hart aangaan. En dan toets jy die Here volgens die woord van God, of hy die venster van die hemel vir jou sal oopmaak. En onthou, die grootste geskenk het jy in elk geval klaar gekry. En dit is om te weet dat jou naam in die boek van die lewe geskryf is. En jy weet waarheen jy gaan. Dat die dooies begrawe, volg jy my. Net om te weet, jy weet waarheen jy gaan. Wat 'n voorreg. Op die einde van die dag, as jy jou kop vandag neerlê, dit kan met 'n hartaanval, dit kan met, jy kan in 'n karongeluk doodgaan. Ons lewe in tye wat jou lewe binne sekondes kan verander word, as ons kyk hoe lyk dit met die misdaad omgewing rondom ons. Maar daar waar jy die tydelike met die ewigheid verruil, is daar medebroers en susters van jou, is daar geestelike kerkleiers, wat jou die eer en erkenning gaan gee, wat jou toekom, die dag wanneer jy nie meer daar is om vir jouself te praat en op te tree nie. En dis hoekom dit belangrik is, dat ons die kerk sal ken in goeie tye, maar ook in slegte tye, en dat ons die kerk sal deel maak van die sukses wat ons het, maar daar waar ons tekortkominge het, dat ons mekaar op die hande sal dra, dat ons nie liefdeloos en onverdraagsaam sal wees nie, maar dat ons absoluut die liefde van Jesus Christus sal terugbring na die tafel toe. My liewe broer en suster, doen dit vir die Here, dit gaan oor wat in jou hart aangaan. Vanoggend in my Bybelstudie, voor ek hierdie leerstelling gemaak het God vir my hierdie boodskap gegee, en ek deel dit graag met julle. 1 Tessalonisense 5, vers 12 en 13, hoor die woord van die Here. Broers, ek kan ook daar sit, susters, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk, en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle, ter wille van hulle werk, leef in vrede met mekaar. My liewe broer en suster, soos jy eer en erkenning wil hê vir wat jy ook al doen hier buite, so wil elke geestelike leier ook gedra word deur 'n gemeente. Daar's niks lekkerder as om die hele week voorbereiding te doen en dit wat God op jou hart sit. En op 'n Sondag of op Saterdag, wanneer jou kerk ook al oop is, in die kerk in te stap en te sien, hier's mense wat kom luister, wat die gees van God deur jou sê. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor die eie ek nie, dit gaan oor die gees in daai persoon, wat God deur daai persoon spreek. En jy sal vinnig agterkom of hierdie persoon gees vervuld is, en of hy dwaas praat, of hy 'n wêreldse mens is, of hy gees vervuld is. Maar op 'n einde van die dag, elkeen is daar binne, omdat hulle lief is vir die Here, omdat hulle omgee vir die Here, omdat hulle God, hulle stel nie hulle eie belange bo God se belange, hulle is daar om 'n verskil te maak, en in te ploeg in die koninkryk van God. Ja, geld is nie alles nie, maar ek kan vandag vir sê, sonder geld kan die bedienings ook nie aangaan nie. Ek bedoel, jy gaan nie, as jy tolhekke na 'n ander provinsie toe ry, ons betaal nie met 'n sak meel as ons deur die tolhek gaan nie, ons betaal ook nie met brood of deeg as ons petrol gooi nie. En waar jy ook al slaap, waar jy ook al bly, kan ons nie met melk betaal nie. Verstaan my punt? So finansies in die lewe soos vandag, het ons almal nodig om 'n bestaan te maak en 'n positiewe verskil hier buite te maak. En ek kan vandag vir julle sê, elke sent wat inkom in die bediening,
gaan elke van ons wat dit wel ontvang in die naam van die Here, verantwoordelikheid vat vir elke sent. My liewe broer en suster, ek staan self in die bediening, en ek sal nie sê, ek kry duisende rande per maand in nie. Is maar min mense wat bereid is om hulle hande voete vou te maak vir die koninkryk van God, as dit by finansiële ondersteuning kom. Maar ek kan vandag vir jou sê, vir elke sent wat in my bediening inkom, is daar 'n doel en 'n rede. Daar's God se perfekte wil en wee waarvoor daai fondse daar is. En daai fondse moet die lig sien waarvoor dit bestem is. En dit is waar die stem van die Heilige Gees 'n kritieke rol speel om die Here deel te maak van die finansies van God. En so maak ons 'n verskil. So maak ons mekaar se hande sterk. Jy's miskien nie 'n geestelike leier in 'n kerkie, maar God het jou geseën, die minste in jou hand om 'n goeie boer te wees, of 'n ingenieur te wees, of 'n dokter te wees, of 'n onderwyser, of 'n advokaat. En weet jy wat, jy vat daai tiendes en jy kom ploeg dit terug. En weet jy wat, op die einde van die dag, die een hand was die ander hand, wat ons, niemand voor God, niemand is belangriker as 'n ander een nie, maar saam bou ons aan die grote prentjie van God se koning. Is ons bouers en nie brekers nie, trek ons mense nader na die Here toe, en ons verdryf nie verder van mekaar nie. Ek kan vandag vir sê, ja, hier is my bediening ook. My bediening is een van duisende bedienings hier buite. Ek sê altyd vir mense, soos 'n stukkie legkaart van God se grote prentjie van God se koninkryk. Ons almal bou vir dieselfde proses. En op daai spesifieke tyd en stadium, miskien in jou lewe, is dit jou keuse om my bediening te ondersteun. En natuurlik is jy nie net 'n nommer nie, ek sal vir jou bid, ek sal jou seën, omdat God my geroep en bemagtig het, maar dit kom met baie, baie groot verantwoordelikheid. En ek wil vandag vir jou sê, as jy jou hand vandag opsteek en die Here praat in jou gees en jou hart, wil ek vandag vir jou sê, gaan soek vir jou kerk op, gaan terug kerke toe, gaan raak deel van die proses. Miskien kry jy R20,000 'n maand, en R2,000 daarvan is vir 'n tiende. Dis baie geld as jy min het, maar op 'n of ander dag, God wil nie hê van die wat nie het nie. Jy weet, toe Jesus en sy disippels gesit het daar in die tempel, by die offergawekis, het hy die weduwee dopgehou en al die ryk mense wat hulle offergawes daar in die kus kom ingooi het, en hy weet wat in daai kus sê, in daai offergawekis ingaan. Maar hy weet, hy het vir sy disippels gesê, sien julle daai weduwee, uit die bietjie wat sy het sy alles gegee. En sien jy daai mense, daai ryk mense, daai mense wat baie het, uit die baie wat hulle het hulle 'n bietjie ingegooi. God weet wat daar ingaan, en God weet wat kan jy doen en wat kan jy nie doen nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, doen jouself 'n guns. As ek hierdie boodskap afsit, as ons groet, maak die Bybel oop by Handelinge 2, 3, 4 en 5. Dan gaan kyk jy na die eerste bekeerdes. Die eerste bekeerdes in die Bybel. My liewe broer en suster, daai mense het hulle eiendom, hulle grond, hulle plase, hulle huise verkoop om die werk van die Here te befonds. En dit wys net vir jou, kyk na ons mense van vandag, wat doen ons? Ons verafgod alles. Ek sê nie, verkoop alles en weet, ek kan nie daai keuses en besluite vir jou maak nie. Maar weet jy wat, jy wil deel van die proses, as jy voor God staan, wil jy weet jy wat, ek het met die 2 muntstukke wat God in my hand gesit het ek dit vermenigvuldig. En wat jy voor Jesus staan en sê, Jesus sê vir jou getroue diensknegt en slaaf, oor min het ek jou aangestel, oor baie sal ek jou toevertrou, kom in en kom deel in my vreugde. Dis wat jy wil hoor. Jy wil nie op die einde van die dag wat God sê, weet jy wat, ek het vir jou 10 muntstukke gegee, jy het die grootste plaas gehad, met die grootste wingerde, en jy het ongelooflik baie geld gemaak, maar weet jy wat, jou keuse was om dit alles op jouself te blaas, en net jouself te verryk, jy die beste karre gehad, jy die beste huise gehad, strandhuise, bosplase, jy dag en nag oor see gaan vakansie, jy het alles van die beste gehad, maar weet jy wat, jy het verkies om verby plakkerskampe te ry, en te maak of daai mense nie bestaan nie, jy het hulle gesien by die rouborde, jy het gesien hoe slaap hulle in jou dorpe en jou stede, jy het gehoor van weeskinders, jy het gehoor van weeshuise, jy het gehoor van weduwees, jy het gehoor van ouerhuise, en van kerke wat swaar, en jou keuse was om dit alles op jouself te bestee. Jy het nie 'n saak gehad met ander mense. Hoe kan die liefde van God in jou hart wees, my liewe broer en suster, as jy daai attitude in die lewe het? Weet jy wat, as jy hard werk en jy maak 'n goeie salaris, weet jy wat, met liefde gaan bederf jouself en gaan koop wat jy voorspaar, waarvoor jy hard werk. Daar's niks verkeerd om geld te hê nie. Op 'n einde van die dag gaan ek na jou toe kom en ek gaan vir jou vra, wat doen jy vir ander? Dis waarna ek kyk, wat doen jy vir ander? Wat doen jy vir die kerk? Wat doen jy vir die armes? Wat doen jy vir jou ouers? Wat doen jy
vir weeshuise en vir ouerhuise. Dis waarna ek kyk. En dit wil vandag vir sê, God vra nie baie, hy vra nie alles van jou nie. Hy vra 10% van jou. Hoekom wil jy in 'n 3 miljoen rand se kar ry? As jy in 'n 500.000 rand se kar kan ry, maar weet jy wat, jy kan aan die een kant kan jy jou belastings, jou gee die keiser wat hom toekom, jy kan jou belastings reg betaal, maar jy kan ook in God se werk goed en reg inspandeer, en daar's genoeg vir jou om ook 'n lewe te maak. En wie was die belangrikste van alles? Jy het God se seën oor jou lewe, en jy's 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. Jy loop die spore van sy koninkryk, en eendag kan jy vir God in die oë kyk en jy kan sê, Here, dis wat ek gedoen het. Dis hoe ek my geld spandeer, dis hoe ek die kerk geondersteun. Here, ek het daai verskil gemaak, jy het dit gesien. Jy het nie net daar op 'n hoek gelewe net vir jouself, liefdeloos en nie 'n saak gehad met ander mense wat nie vandag kos het, of weet waar vandag se klere vandaan kom nie. Honderde, duisende, miljoene mense wat hier buite in blikhokke bly. Jy wil nie deel wees van die probleem nie, jy wil deel wees van die oplossing. Dis ook wil vandag vir jou sê, wees 'n ligdraer van God en sy koninkryk, en onthou altyd, Jesus Christus is jou rolmodel, 1 Johannes 2 vers 4 tot 6, jy moet kan praat, skryf, hoor en optree, soos Jesus Christus dit sou gedoen het. My liewe broer en suster, verskriklik dankie, om hierdie woord vandag na jou toe te bring, soos ek vir jou sê, dit het verskriklik sterk op my hart gelê, om hierdie boodskap na die tafel toe te bring, en ek wil jou absoluut uitnooi, om daai absolute tree uit die boot uit te gee in geloof, en gaan vind vir jou 'n plek waar jy inpas, waar jy gelukkig is, wat jy hou van wat jy hoor, en wat jy deel is van 'n proses, wat jy God loof, eer en prys, met samesang, met lofliedere, en wat jy die krag en die teenwoordigheid van God kan voel, maar wat jy ook deel is van die proses, wat jy inbou met dankoffers, en met tiendes 'n maand in 'n kerk inbou, en wat jy deel is van die proses, om daai plek 'n lig van God se koninkryk te maak, sodat mense buitekant, wat buite daar beweeg, en sê, yes, kyk hoe netjies lyk hierdie kerk, kyk hoe netjies lyk sy tuine, kyk hoe word hy geonderhou. Weet jy wat, dis dood hier buite, dis dooie dorings en dissels en dooie takke rondom hierdie plek, maar kyk hoe lyk hierdie plek, die vrug van die Here, die tuin van Eden is oor hierdie gebou, en oor sy mense, en oor die gees binnekant in die perseel. Dis wat belangrik is, my liewe broer en suster, word deel van die proses om te bou, en op te staan, en deel te wees van 'n proses om mekaar se hande sterk te maak. En as jy by 'n kerk inkom en jy pas nie lekker daarin nie, as jy nie saamstem op hoe dinge, gaan uit en gaan soek vir jou ander plek. Jy gaan definitief by 'n plek uitkom waar jy gelukkig is, waar jy vrede vind, en wat jy God met absolute danksegging kan aanbid en dien. Maar om in die beddens te lê en weg te kruip en weet jy wat, om kerkloos te wees, dit is nie die oplossing nie. Dis wat die Here baie sterk op my hart kom druk het. En ons moet kan 'n balans in ons lewe hê, teen opsigte van ons regering, teen opsigte van ons kerk, en teen opsigte van onsself, ons vrou, ons mans en ons kinders, en ons as beeld van Christelike kinder van God, van ons geloof, is jy 'n vertoonvenster, 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. Loop dan die spore wat Jesus sou geloop het, en wees deel van die proses om te groei, en hoe kan ek sê, om beloning te behaal, om ons grondgebied te vergroot, word deel van die proses om 'n verskil te maak, alles tot lof en eer van ons God en ons broer en ons koning Jesus Christus, ons geloof. En ek prys die Here ook daarvoor, vir die voorreg om hierdie woord te bring. Dankie ook vir die Here wat hierdie woord op my tong kom lê, en dat hy met sy gees uit my hart uit gepraat het, om hierdie produk op die tafel te sit, en dat ons mekaar sal dra, vir mekaar sal bid, en rustig sal wees, en sal toelaat dat die Heilige Gees begin die praatwerk in ons lewens doen. Onthou net, daar sit een groter vyand as Satan hier buite, en dit is jy jouself. Jy kan jou eie grootste vyand word, jy kan God se vyand word, jy kan die kerk se vyand word, jy kan jou medebroers en susters, die een liggaam van Christus se vyand word. En dis hoekom dit belangrik is om die Heilige Gees, die stem van die Heilige Gees in jou gees en jou hart deel te maak van die pad wat jy stap, dat jy nie op die einde van die dag dink jy is reg, dan is jy absoluut verkeerd nie. Ons moet deel wees van die proses, ons het mekaar nodig, dat ek vandag vir sê, ons het mekaar nodig, niemand kan alleen staan nie, nie eers Jesus Christus het dit gedoen nie, maar mag die Here verheerlik word, mag hy hierdie saad seën, mag hy kunsmis in water gooi, en hierdie lande inoes, as die saad ryp is, en gaan uit, en gaan maak die verskil, 'n beter land, 'n beter
Hoe kan ek sê, 'n beter gemeenskap begin by jouself. Dit begin om na jouself te kyk en te besef en weet, God het ons nie aangestel as regters nie. Hoe minder jy word, hoe meer kan God jou gebruik en hoe kragtiger kan sy Heilige Gees deur jou manifesteer en jy's diensbaar en bruikbaar. Dis waar alles begin, by gehoorsaamheid. Nie vir jouself of vir ander mense om hulle te please nie. Jy's daar omdat jy God verheerlik, omdat jy nie dag wanneer jy jou laaste uitblaas voor God. Jy wil nie sit en wonder waar jy gaan nie. Jy wil weet waar jy gaan. Jy wil nooit in die hemel instap en skaam wees op die manier hoe jy gelewe het of hoe jy jou verpligting teenoor ons geloof uitgeleef het nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê, en dit begin by gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is belangriker as offers. Gehoorsaamheid aan die woord, aan die Bybel. Dis wat belangrik is. Wees geseënd in Jesus Christus. Dankie vir die voorreg om hierdie woord te breek. Shalom, vrede van ons almagtige God word vir almal van julle toegewens. Ons gesels gou weer. Hoor, groetnis, lief vir julle almal. Bye bye.